Goeiemôre, dis dan weer die groot Johannes Evangelie boek 4 en ons is 8 Julie 2026 vanmôre, lesing 58. Ons het nou gister en eergister mooi gelees, inligting gekry oor die grootheid van die sonnestelsels en ons eie sonnestelsel en toe gister oor ons aarde en maan, hoe dit ontstaan het en baie belangriker waarom dit ontstaan het en wat die doel van elke planeet en ander maane en sonne in die heelal is. Nou gaan Vader verder, Yeshua, en hy sê in hoofstuk 108, die opskrif is die erflike kwaad van die eie liefde. Onthou, toe die eerste sonde in die hele skepping verskyn, was toe Lucifer homself verhef het bo Vader. En dit word vir ons in die Bybel, ek dink dit is Jesaja 14, of is dit Esegiel 14, waar dit staan, dat hy hom verhef het. En omdat jy jou verhef teen die Vader, verloor jy die Vader se gees. Dit is altyd so. En daai verheffing noem ons hoogmoed of eie liefde. En saam met hom het geweldig baie ander geeste dit ook gedoen, sy voorbeeld gevolg en hom hulle leier gemaak. En dit is die ou oertydse, of partykeer noem ons dit die oersonde, en dit is ook die erfsonde wat deur Adam en Eva gepleeg is, soveel ontelbare eons van jare later toe Vader die vleeslike mens geformeer het. Hy het nie die vleeslike mens uit niks geskep nie. Hy het die geeste wat uit hom voortgekom het, wat ek nou die dag vir julle geleer het, die 3 groot gedagtes en die ander gevolglike 7 gedagtes, het hy in engele omvorm. En daai engelwesens is uit niks geskape. Maar die mens wat op aarde geplaas is geformeer om aan te pas by die hartwoord van die geeste. Want hierdie geeste wat nou so gerebelleer het, is vervul van al die vieslike eienskappe wat ons nou gaan sien, wat hy hulle lys hier, en hulle het heeltemal verhard. Hulle het heeltemal traag geword en opgehou om sy werke van liefde te doen, waarvoor hulle eens geskape was. En dit is nou waar hierdie eie liefde vandaan kom. Dit was die eerste ene, was Lucifer, die lig. Julle het van die erfsonde gehoor, ten minste sekerlik julle Judeërs. Wat is dit en waaruit bestaan dit? Kyk en luister. Dit is die ou eie liefde as vader van die leuen en al die kwaad wat daaruit voortvloei. Die leuen is egter die ou sondige materie, wat in sigself niks anderste is nie, as 'n lelike en sondige verskyningsvorm van die eie liefde, die selfsug, die hoogmoed en die heersug. Almal wat nou teenwoordig was in die vroegere lesings behoort dit nou te verstaan. As Yeshua sê, die leuen is die sondige materie. Hierdie materie is nie geskep nie, dit het ontstaan deur die verharding van die rebelle in Lucifer se koninkryk. En nou is ons almal vasgevang in hierdie materiële ryk wat vir ons beperk met materie waarin die dood is, alle materie moet sterf, tyd moet ophou en ruimte is ook beperk. En ons moet op 'n stadium uit hierdie beperking kom, uit hierdie leuen uit, na die waarheid toe. En daarom het Yeshua gekom as die weg, die waarheid en die ewige lewe, waar sonder jy nooit, ooit, in 'n ruimtelose, tydlose, materielose, geestelike hemel sal beland nie. Jy kan nie. Dis net hy wat dit doen. Want hy het die dood van die materie oorwin. Hy het nie net sy ewige siel gered nie, maar hy het in die grafkelde
het hy sy eie liggaam, wat dood was, het hy elke klein molekuule DNA stukkie in daai liggaam, het hy opgewek tot ewige lewe. Daar is een van die profete het deur Vader, deur Yeshua inligting gekry hoe dit gebeur het. Hy het gelê en vanuit sy regter oorbel, vanuit sy regter duim en vanuit sy regter toon, sy regter groot toon, het lig begin uitstraal vanuit homself. Let wel, nie van bo is hy nie gewek nie. Yeshua wat volkome Elohim was, wat nou in daai grafkelder gelê het, het deur sy siel, sy krag, het hy daai ligstrale laat opkom sodat die toon en die oorlel se lig mekaar ontmoet het reg in die middel van die liggaam, waar die regter duim ook gekom het. En deur daai ligstraling konstant toe te pas, het die hele liggaam verander van dooie materiële vlees na ewig lewende substans wat nooit vernietig kon word nie. Die voorwaarde was natuurlik sy sondeloosheid en die absolute reinheid en heiligheid van sy liggaam, want hy het nooit ooit verkeerde kosse geëet nie. Hy het net geëet dit wat sy liggaam absoluut suiwer gemaak het. In die nuwe Openbaring is daar voorbeelde waar hulle sekere kosse opdis, dan sê Yeshua, nee, kry julle gerus daarvan, maar ek sal my hou by vis. En dis wat hy gedoen het. En so het hy homself nou opgewek as voorbeeld vir ons almal wat hom volg, sal ook sulke ewig lewende eteriese liggame kry. Nou aan die einde van die tyd is dit vir ons beskore nog in hierdie aardse lewe. Dit kan nou met ons plaasvind, sonder dat ons moet doodgaan. Alle mense wat doodgaan en wat in sy liefde geleef het op aarde en in die ander kant kom, kry so 'n ewig lewende liggaam. Ons noem dit 'n sielsliggaam. Maar hy het dit alreeds hier op aarde gekry, en as jy lees, sal jy sien dat hy deur mure kon loop, hy kon verdwyn en verskyn langs die Emmausgangers, is 'n voorbeeld, hulle het nog so geloop, toe verskyn hy reg langs hulle, met 'n ander aangesig, hy kon sy aangesig ook verander. Maar hy het op 'n stadium, na sy opstanding, het hy saam met die apostels gaan visvang, en vis en brood geëet. So 'n totale wese wat ten volle verheerlik is, maar nog steeds 'n voorkoms gehad het asof hy 'n mens op aarde was. Baie belangrik om dit te verstaan, want hy is die enigste wese wat opgestaan het uit die dood. En hy is die enigste wese wat jou 'n ewige lewe kan gee. Die wet kan dit nie gee nie, die wet het nog nooit 'n mens ewige lewe gegee nie. Die wet het alle mense wat regverdig was, is in die doderyk vasgevang in 'n holte wat hier nog beskryf, glad nie onaangenaam nie, maar nog steeds nie die hemel nie. Yeshua moes eers kom na sy opstanding om hulle te bevry, en het hy hulle saamgevat. So mense wat vasklou aan die wet as die ultimate of die toppunt van jou geloof, is verkeerd, want daar's nêrens 'n bewys dat die wet jou die ewige lewe kan gee nie. Daar is genoeg bewyse dat Yeshua die wet vervul het, volgemaak het, en hy kan ons nou vir ewig red. Omdat dit 'n geestelike daad moet wees, nie 'n fisiese daad van fisiese onderhouding van fisiese wette nie. Want jou fisiese liggaam is nie van belang nie. Daar waar daai liggaam sterf, en of hulle hom in 'n graf sit, of jy verdrink in die see, of wat ook al, niemand sal ooit weer teruggaan na daai liggaam toe nie. Die opstanding van die dooies
is nie die grafte wat oopgaan nie. Die opstanding van die dooies vind hier in hierdie saal plaas, van nuwe mense wat inkom, en sê, my, jas oom, ek kan nie glo hierdie goed is so nie, ek glo nou ten volle, my hele lewe het verander. Dis die opstanding van die dooies, die wie Yeshua ontdek, en in sy voorbeeld leef, wat hy vir ons in die woord gegee het. Dit was alles weliswaar gevolge van die noodsaaklike prikkel, wat ek ter wille van die besef van die eie vrye wil in die geeste moes plaas. Jou argument kan wees, maar hoekom het jy daai prikkel in hulle geplaas? Jy dan moes nou nie iets goeds geskep nie. Skep die engele sonder 'n prikkel om sondig te wees. Maar dan het hulle nie 'n vrye wil nie. Maar hoewel die prikkel noodsaaklik was, was die sondige vorming van die stoffelike wêreld as gevolg daarvan beslis nie noodsaaklik nie. Was nie nodig dat hulle vir hulle self verhef het nie. Dit was binne my orde ongelukkig slegs 'n toegelate noodsaaklike gevolg van die feit dat soveel geeste die prikkel nie wou weerstaan nie, hoewel hulle dit sou kon gedoen het, ewe as wat 6 maal soveel oorspronklike geeste dit kon doen, waarvan daar nou een hier gereed staan om ons te dien, en die naam Raphael dra. Raphael is daai gees op die bord van die kandelare, die tweede ene daar op die kandelaar, naamlik die wysheid. Hy dra die wysheidsgees in hom. Natuurlik het hy al 6 die ander geeste in hom, maar hy is kragtig in die een wat hy verteenwoordig. So ook Uriel wat die liefdesgees verteenwoordig, kragtig in die liefde, maar hy het al 6 ander ook in hom. En nou staan Raphael by Yeshua om die mense te help, en hy dra nou so 'n eteriese liggaam kleed. Hy is half engel, half mens, maar hy het 'n mense liggaam. En ek reg onthou van omtrent 'n 16-jarige seun. Die vyand wat altyd die onkruid tussen die suiwere koring strooi, en nog heel lank sal strooi, is derhalwe die ou eie liefde. En sy gevolg wat nou aan julle bekend is die onkruid. En in die ruimste sin omvat dit alle materie, in watter vorm dan ook, alle leuns, die Satan en die duiwel. Kyk hoe erg is die eie liefde. En dit is iets waarteen ons moet ontsettend kragtig waak. Want as die eie liefde ontwaak het in jou, is dit verby met enige moontlikheid na die hemel toe. Daar is net nie 'n manier wat jy daar kan kom nie, want nou het jy jou ten volle in hierdie Satan, duiwel, leuns en materie ingetrek. En dit is enige mens wat materie behep is met geld, met die goedere van die wêreld, met die lekker begeerlikhede van die wêreld, en met die mag wat die wêreld jou gee. So 'n mens is verlore vir die koninkryk. Want die koninkryk se voorwaarde is nederigheid, wat voortkom wanneer jy dienende liefde van onselfsugtige naaste liefde verrig. En as jy dit nie doen nie, kan jy dan net jouself skaar by die eie liefde of die materie. So bedink dit baie goed, wanneer jy vereis of verwag dat ander mense jou moet dien. Wanneer jy 'n verskriklike begeerte na die lotto het. So baie mense het niks, maar dan speel hulle nou nog lotto, en dan sê hulle vir my, oom, as ek die lotto wen, dan word jy 1 miljoen, dan gee ek 1 miljoen vir die Philadelphia Art. Eintlik maar. Vader sal nooit daardie geld aanvaar nie, want hy sê in die skrif,
Hoereloon en honderesies, hy noem dit so in die wet, sy geld is nie aanvaarbaar in sy koninkryk nie. Maar hoe dit ook al sy, as enige begeerte van jou iets anderste is as 'n begeerte om met Vader een te word in die liefde, is dit verkeerd. En as dit met jou swaar gaan soek die oorsaak hier by hierdie vers wat ons nou gelees het. Die woord is egter die edele en suiwer koringkorrel, en julle vrye wil is die landery, waarin ek as saaier van alle lewe, die suiwerste koring van my ewige orde strooi en saai. En so is die Bybel sy suiwer koring, maar hierdie koring wat ons nou vanoggend lees, hierdie woorde wat ons al mee besig is vir jare, dit is die heel suiwerste koring wat jy kan kry, want hy praat direk met ons, een tot een. Hy praat nie meer in verborgenhede nie. Laat julle nie deur die eie liefde oormeester nie, maar bestryd dit eenvoudig en kragtig, met die gloeiende swaard van die ware algeheel onbaatsigtige liefde tot my, en tot julle naaste broers en susters. Dan sal julle die land vry hou van alle onkruid, en eendag self as suiwerste en kosbaarste vrug my ryk binnegaan, en daar nuwe en suiwer geestelike skepings aanskou en bestuur tot in ewigheid. As ons hierdie koring op ons siele land plant en ons dit toelaat om te groei, deurdat ons die werke van die liefde vir Vader en die naaste doen, dan sal ons in sy geesteryk kom as ons hierdie liggaam verlaat. Oombliklik, sonder daai verhaal wat hy vir ons geleer het, van mense wat in duisternis aan die ander kant kom en so moet sukkel. Hier is die sleutel vir die koninkryk. Dit is nie 'n ander sleutel nie, dit is so 'n eenvoudige sleutel, want dit staan ook in die Bybel. Maar die mense maak allerhande ander sakramente en rituele tot belangrike goed, en hulle mis die hele punt van die liefde. Maar let daar goed op, dat die vyand, of die eie liefde in julle, geen plekkie so groot soos 'n atoom in die hande kry nie. Want hierdie atoom is reeds 'n saad van die ware onkruid, wat mettertyd julle vrye wil algeheel in homself in beslag kan neem, en julle suiwer geestelike wese gaan dan altyd verder in die onkruid van die materie oor, sodat julle dan self 'n leuen word, omdat alle materie as sodanig heel duidelik 'n klinkklare leuen is. Die kleinste atoom eie liefde in julle, my leerlinge, of disippels van nou, sal in 1000 jaar uitgroei tot hele berge vol, berge nasies, van die giftigste onkruid, en die mense sal my woord in die steegies en strate met die gemeenste vuilheid bepluister, sodat geen leuen vol hoogmoed en haat daaraan aanstoot sal neem nie. Maar as julle heeltemal binne my orde sal bly, sal julle weldra die wolwe tesame met die lammers uit een stroompie sien drink. Dink maar wat gebeur het in die 1000 jaar wat hy nou van 2000 jaar gelede. Dink aan die groei en die opkoms van die Rooms-Katolieke Kerk in Europa. Dink aan die 20 of 30 miljoen mense wat hulle vermoor het terwille van hulle siening van die kerk wat hulle nie wou nakom nie. Brandstapels, pynbanke, verskriklike maniere van marteling waarmee hierdie mense deur hierdie eeue heen doodgemaak is. En ons voorvaders het juis weggevlug van daai verskriklike marteling van die Rooms-Katolieke Kerk.
En moenie 'n fout maak nie, die protestantse kerk het nog steeds, is steeds gebore uit die Rooms-Katholieke kerk, deur Rooms-Katholieke kardinale en biskoppe, van wie Martin Luther en Calvin en al die ander, ek ken nie eens hulle name nie, almal lede was, en nooit 'n volle hervorming van die boosheid gedoen het, en teruggekom het by Yeshua se suiwer leer van die liefde alleen nie. Hoekom wou hulle nie teruggaan na die suiwer leer nie, want hulle het tog die Bybel voor hulle gehad? Eenvoudig, want daar's nie geld daar nie. Daar's nie geld te maak nie. Dis maar hoe dit werk. Sodra jy 'n organisasie kan vestig, met leiers en ordes, ouderlinge en diakens ensovoorts, en jy die mense kan begin belas om hulle tiendes vir jou te gee, en hulle soort van te straf of te laat sleg voel wanneer hulle nie die rituele wat jy vir hulle aanbied nakom nie en nie doen nie, dan het jy beheer oor die mens. Want iets wat die geestelike voorgangers, die predikante en die pastore het met 'n dom volk in die kerk, ek praat van 'n dom geestelike volk, is dat hulle die grootste, sterkste mag op aarde het oor hierdie mense, naamlik hulle ewige lewe. En hulle sal vir jou sê, as jy nie gedoop is nie, gaan jy hel toe. Dit is wat die Rooms-Katholieke kerk begin het mee, met die besprinkeling. Die protestante is nou nie so kragtig nie, maar hulle beskou ook dit as 'n verskriklike belangrike ding, dat jy jou babatjie moet 'n kruisie op sy voorhoof laat maak met water. En so al die ander dinge waarmee hulle die mense dom hou. En hulle sê elke keer, as jy nie dit doen wat ons kerk vir jou sê nie, gaan jy hel toe. Nou ja, ons almal is goeie mense, goeie dom mense, ons wil nie graag hel toe gaan nie. Dan luister ons, want hierdie ou is mos God se verteenwoordiger. Maar intussen is hy maar net die kweekskool se verteenwoordiger van die kerk of denominasie wat hy dien. Hoekom sê ek so? Want hy kry geld by hulle. Hy is 'n huurling van die groot kerk vir wie hy nou iewers in 'n dorp beroep is. Let wel, hulle sê self, hulle is nie geroep nie. Hulle sê self, ek het 'n beroep aanvaar na hierdie en hierdie plek. Gewoonlik waar daar 'n lekker goeie sterk inkomste moontlikheid is. So kom weg, ek weet meeste van julle hier is nie meer in die kerk nie, maar kom weg van hierdie beroeptes. Kom weg van hierdie mense wat vir 'n organisasie vir 'n salaris werk. En kom by mense groep wat Yeshua se leer uitleef, sonder om ordes te vestig waarin een mens belangriker as 'n ander is. En ons sien hier dat elke ene wat hier in die diens van Vader staan, versorg word. Hier is nie kollektebordjies nie. Hier is nie verpligte tiendes wat jy moet betaal Vrydag as ek daar sit, vra kom, gooi daai 10% van jou loon. Nee, as jy dit wil gee, gee, en as jy dit nie wil gee nie, is ook reg met my. Vader se sorg vir hierdie plek is 'n direkte sorg. Hy doen dit, nie ek nie, nie een van die lede hier nie. Onthou dit altyd. Ek het julle nou 'n uitleg gegee wat tot op hede nog nie in die gedagtes van enige gees geplaas is nie, sodat julle daaraan kon sien wie die een is wat alleen in staat is om julle dit te leer. En dit is ook nou die eerste keer wat ons so 'n duidelike inligting en opdrag kry. Veral en waarom hy dit doen. Omdat ons nou die skepping van die materie verstaan. Sekerlik nie alleen vanweë die les nie, maar vanweë die regte daad daarna. Wat gaan jy maak met hierdie woorde? Gaan jy dit nakom? Daarom mag julle nie maar net ydelle en verbaasde toehoorders wees van lesse wat niemand voor my nog ooit so openlik verkondig het soos ek, Yeshua nie. Ook is dit nie genoeg dat julle nou duidelik insien dat Elohim, God self,
die ewige Vader dit aan julle gesê het nie. Maar julle moet julle harte streng ondersoek, of in diese liefde, in jou hartse liefde, geen atoom onkruid aanwesig is nie. As julle dit vind, roei dit dan met wortel en tak uit, ook die kleinste worteltjie, en gaan dan met alle mag oorvloedig aan die werk volgens my orde, wat aan julle nie meer onbekend is nie. Dan sal julle ewig die ware lewensvoordeel daarvan oes, sodat julle ook kan sien hoe alles wat ek julle nou verduidelik het, daar uitsien of lyk, sal ek nou vir 'n kort tydjie julle oë open, sodat julle alles ook met eie oë kan aanskou. Skenk daarom nou goed aandag aan wat julle sal sien. Nou, hierdie wortel wat jy moet uitroei, is vir my net, soos ek hierdie goed gelees het gister, kom net een plant op by my. Ek dink almal van julle ken hom. Ons noem hom nou maar 'n sagte dubbeltjie. Ken julle hom? Hy groei gewoonlik op grasperke, kom hy in. Hy is so 'n sagte dubbeltjie, maar hy steek vir jou nogal redelik seer en hy's fyn en jy sukkel om uit te trek. Maar as jy daai ding wil uitroei, help dit nie, jy vat 'n graaf en jy steek hom af teen die grond nie. Hy groei weer. Jy moet afgaan, daai ding het 'n lang wortel, maklik 300-400 mm. Jy moet afgaan en jy moet daai hele wortel uittrek. Dan het jy hom eers oorwin. Gif, sover ek weet, is daar nie gif wat hom doodmaak nie. Hy sit hom 'n bietjie terug, maar dan groei hy weer uit. En dit is 'n sonde wat jy en ek nie kan uittrek nie. Hy sit soos daai sagte dubbeltjie in jou hart vas. En daarom moet elkeen van ons baie diep in ons harte gaan en baie ernstig soek na hierdie sonde wat nog in my vassit. En vra vir Vader om in sy gees aan jou te openbaar wat dit is. Want eerstens hou ons nie daarvan om sonde in onsself te kry nie. En tweedens is ons nie altyd bereid om daai sonde uit te roei nie. Want ons is so verknog aan daai ding, dat ons hom nie wil uithaal nie. Het is nie dat ons hom nie kan uithaal nie, ons wil hom nie uithaal nie. Maar hy moet uit, want hy sê hier, 'n atoompie. Weet jy hoe klein is 'n atoompie? Baie kleiner as 'n molekuul. So, iets om oor na te dink, dat ons dit doen. Volgende hoofstuk, 109, verlossing, wedergeboorte en openbaring. Niemand was om redes wat maklik verstaanbaar is op hierdie uitleg voorbereid gewees nie. En deur alle aanwesiges gaan daar 'n gevoel van verbasing en verwondering, wat net soos my uitleg met niks te vergelyk is nie. Baie slaan hulle self op die bors en roep met verheffing van stem: Meester, 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 dood ons, want ons staan hier as erge, grove, sondige mense voor U. En dit alles deur ons eie bewuste en onbewuste skuld. U alleen is goed en gewyd. Al die ander wat egter 'n stoffelike omhulsel het, is sleg en doemwaardig. O Meester, hoe lank sal ons in ons eie materie bly rondloop? Wanneer sal ons van die ou vloek verlos word? Joshua sê vir hulle, juis nou dat ek self alle materie seën, deurdat ek myself in julle ou vloek gehul het, en dit daardeur die seën gebring het. Die vloek is die liggaam, die vleesliggaam wat ek en jy dra. Die hele orde van die hemele hou op, en ook die hemele hou op. En nou word op die fondament van die materie wat nou deur my geseën word, 'n nuwe orde en 'n nuwe hemel gemaak. En die hele skepping moet, net soos hierdie aarde, opnuut ingerig word. En ek het hierdie ding nie verdik nie. Die ou hemele wat gegeld het in die Levitiese orde, naamlik dat die siele na 'n plek toe in die doderyk op hierdie aardbol van ons moes gaan, dit hou op.
En dit het opgehou toe Joshua hulle gaan bevry het, al die siele wat daar was, wat regverdig was. En nou het hy 'n nuwe orde en 'n nuwe hemel gemaak. Hy is die Vader van die nuwe orde en die nuwe hemel, natuurlik een met ons Vader wat nog altyd bestaan het, maar daar is nie 'n ander plek waarheen jy kan gaan as die nuwe orde en die nuwe hemel nie. Skus, sorry, ek's jammer. Maak nie saak wat jou voorganger nog vir jou gesê het nie. Maak nie saak wat jy geleer het nie. Die ou orde het opgehou om te bestaan, want dit is vervang met 'n nuwe, beter orde deur 'n nuwe priester wat vir ewig lewe. En dit kan jy gaan lees as jy nie verstaan nie, in die Bybel, in die boek Hebreërs. En tog hou die mense so vas aan hierdie ou orde. Hulle kan nie loskom daarvan nie. Die ou orde is vervul. Alhoewel Joshua sê nie 'n jota of 'n titel van die wet sal verbygaan nie, het hy die wet so verander, so verbeter, deur sy eie liggaam vir ons op te offer, vir 'n ewige, beter orde, waarin ons nou kan gaan, waarin ons nie meer vasgevang is, soos die mense in die Mosaïtiese orde in die doderyk nie. Ons kan gaan na die nuwe stad, die nuwe Jerusalem, wat ongelooflike wonders herberg vir ons. En as ons nog in hierdie tyd ons liefde vir Vader kan betoon, dan gaan hy ons ook gebruik om die nuwe Jerusalem wat in die hemele is, 'n afskynsel van daai stad op aarde op te rig. En gaan ons vir 1000 jaar daaraan kan werk, wat net soveel salighede gaan hê. Want ons gaan so verlossend besig wees om siele deur ons te kry, deur geboorte en opvoeding, wat direk na die nuwe Jerusalem in die hemele kan gaan. Dis eintlik waarom hierdie aardse nuwe Jerusalem opgerig gaan word. Dit gaan vir die siele 'n makliker pad wees na die ewige lewe. Volgens die ou orde kon niemand wat eers in materie gehul was, in die hemele kom nie, want die hemele is gees. Maar van nou af aan sal niemand werklik tot my in die hoogste en suiwerste hemel kan kom, wie nie soos ek die weg van die materie en die vlees deurloop het nie. Dit is waarom die aarde die leerskool genoem word van die hemele. En nou het ons een wie se voorbeeld ons kan volg, en op wie ons moet beroep om ons te verlos van ons sondes. Die sondige materie waarin ons gehul is, wat natuurlik die prikkel van sonde bring, maar dis noodsaaklik. Maar nou, hoef jy nie gestraf te word deur die wet nie. Moses hoef jou nie nader te bring en te sê 40 sla met die roede nie, of kap sy en die gooi hom met klippe dood nie. Dit was die wet in die Ou Testament. Nou kan jy na Joshua toe gaan en sê, ek is jammer, vergewe my vir my sonde, ek is bereid om dit, of ek gaan dit nooit weer doen nie, en ek is nou bereid om u orde na te leef. Dan kry jy wat ons noem genade. Maar dit is nie 'n oop genade boek nie. Jy moet Joshua herken, Joshua bely en vra vir daardie genade. Dan kry jy dit, so eenvoudig soos dit. Daarom is dit hy en niemand anders wat vir ons die ewige lewe waarborg nie. Vers 5, elkeen wat van nou af aan in my naam gedoop word met die lewende water van my liefde en met die gees van my leer, let wel, nie met water in 'n dam of in 'n bad nie. Die lewende water van my liefde, dit beteken dat jy gedoop word, dat jy liefde vir Vader sal doen en liefde vir jou naaste sal doen. En met die gees van my leer.
Dit is die doen van die liefde. En in die krag en die daad van my naam is vir ewig verlos van die ou erfsonde, en sy liggaam sal daardeur nie langer 'n ou moordkuil van sonde wees nie, maar 'n tempel van die Heilige Gees, of die gewyde aparte Gees. Kyk hoe verskil hierdie vers 5 van die doop wat verkondig word, nie net in die in die ou sisterskerke nie, maar selfs die doop wat in die charismatiese kerke beoefen word, is nie altyd ingestel daarop dat jy gedoop moet word met die water van liefde nie. Vir hulle is dit genoeg as jy onder die water gedruk word, party plekke eenmaal, partykeer 3 maal, dan is jy gedoop en jy gaan reguit hemel toe. Maak nie saak of jou hart nog net so vuil was as die oomblik voor jy gedoop is nie. Die doop, ware doop van Yeshua, gaan gepaard met 'n uiterlike teken. Maar dit is die innerlike water wat jou dryf om die liefde te doen en na sy woorde te luister en die krag te ontvang wat deur hierdie doop kom. Ek het eendag 'n man gedoop op hierdie plaas. Hy was 'n profeet, het baie boodskappe vir ons gebring, wat nou nog geplaas word op ons groepe. En toe ek hom onder die water druk, toe het ek 'n ervaring wat ek nog nooit gehad het nie. Toe slaan 'n elektriese krag my vanuit hierdie persoon wat ek nou onder die water druk. En onthou, hy was 'n boemelaar. Ek het hom op die straat gaan optel. En hy het sy probleme gehad, maar hy het hierdie groot begeerte in hom gehad om gedoop te word. En my hele liggaam het van elektrisiteit van my kop, my tone af tot onder my voete gegaan. En toe hy uit die water kom, toe sê ek, weet jy wat? Ek moes jou nie gedoop het nie, jy het my gedoop. Baie dankie. Hy self het dit nie ervaar nie. Maar dit was net vir my 'n bewys dat hierdie man wat die profetiese woord in sy hart gehoor het, alreeds gedoop was met die lewende water van Yeshua se liefde. En dat 'n mens baie mooi moet kyk en nie 'n mens net op sy baadjie moet takseer nie. Dit is maar, ons is baie keer geneig om dit te doen. O, hierdie ou is 'n boemelaar, hy is op die strate, hy het hierdie vices en hierdie goeters. Vader gebruik enige mens. En op plekke sê hy, dat juist die mense wat uit die samelewing geval het, is my hoogste engele wat ek hier op aarde in vlees omhul het. So, dink maar daaraan. Maar laat elkeen oppas dat hy hierdie tempel nie opnuut verontreinig deur die ou giftige onkruid van eie liefde nie. Neem julle veral daarvoor in ag, dan sal ook julle vlees en bloed heilig. En as die rein gees in julle die alleen heerskappy verkry, sal in hom en deur hom nie alleen die siel nie, maar ook die liggaamlike vlees en bloed met huid en haar opstaan tot die volmaakte ewige lewe. 'n belofte van as jy jou tempel skoon hou. Kyk wat 'n verskil is daar tussen vroeër en nou. Maar soos wat dit nou ingestel word, sal dit ook in ewigheid bly. Hierdie Melchisedek orde wat die Levitiese orde vervang het, is 'n ewige orde. Sal nooit ophou bestaan nie. Die son wat voorheen vol vloek was, sal van nou af aan vol seën wees. En eweneens alles wat daar maar in die oneindige ruimte bestaan, van watter aard ook al, want soos wat ek julle gesê het, maak ek nou alles nuut. Jy kan dit gaan lees in 2 Petrus 3 vers 13. En alle ou toestande moet verander word, omdat ek myself verander het, deur myself te beklee met materie. Maar ek voeg die volgende daaraan toe. Vir diegene wat nie glo nie, en nie in en deur my naam en in my woord gedoop word,
met water en gees nie. Let wel, in sy naam en sy woord gedoop word, nie net met damwater nie, sal alles dieselfde bly. Die sulke sal in die ewigheid nie in my ryk kom en my aanskou nie, maar hulle sal aan die buitenste grense van my ryk bly, waar baie duisternis en nag sal wees, en baie gehuil en geknars van tande. En die suiwere lewenslig van die hemel sal hulle slegs bereik, soos wat die lig van 'n klein vaste ster tot hierdie aarde deurdring, en hulle sal van my ware lewenshemele eweveel weet, as die mense hier nou van die uiterlike en die vaste sterre en wat daarin is. En ook al dink die mense dag en nag gedurende 1000x1000 eeue daaroor na, wat die glansende punte, die sterretjies daarbo is, dan sal hulle na hierdie lang tydsduur eweveel weet as nou. Wel sal daar in die loop van die tyd mense kom, wat apparate sal uitvind om ver verwyderde voorwerpe so te kan sien, asof hulle vlakby staan. Maar met die vaste sterre sal hulle dit nooit bereik nie, omdat hulle veels te ver van die aarde af is. Net so sal ook die heidene, wat nie glo en nie gedoop is nie. Hier praat hy van die ware doop, in woord, liefde en krag. In die hiernamaals in hulle beste sweer, hulle op so 'n plek bevind, dat hulle van heel ver af my hemele sal sien, en daaroor sal oordeel soos wat die mens tans oordeel, wanneer hulle na die aardse sterrehemel kyk. Hulle sal na 1000 jaar wel iets meer weet as nou, en hulle sal in elk geval ontdek, dat dit almal sonne is. Maar wat 'n son is, hoe hy skyn, hoe groot hy is, en hoe ver verwyder, hoeveel planete daarom wentel, en hoe dit daarmee gesteld is, watter bewoners hy dra, hoe dit dan, watter sedes, tale en gebruike daar voorkom, dit sal hulle nie met hulle verstand ontdek nie. En as julle wat nou baie weet, dit vir hulle moontlik sou sê, sou hulle julle tog nie glo nie, want 'n suiwer wêreldse verstand, soos wat dit nou eenmaal by baie heidene rotsvas aanwesig is, glo niks wat nie sigbaar en tasbaar is nie. En hoofsaaklik glo alle heidene dit wat 'n vaste bank gevorm het in sy hart. As 'n mens geneig is tot geweld, en 'n mens het 'n voorliefde vir baie vrouens, dan sal Islam vir jou 'n baie goeie godsdiens wees, want jy kan dit alles uitleef. En dit is hoekom dit so moeilik is om hierdie heidene te bekeer. En is feitelik onmoontlik. Ja, ek sal in die toekomstige tye ook hier en daar by die ware gelowiges in my naam manne en maagde opwek, aan wie alle geheime van die hemele en die wêrelde deur my ontsluit sal word, vanweë hulle liefdevolle hart. En dit kan jy in Handelinge 2:17, Joël 3:1 gaan lees. Maar dit sal maar min wees van dit wat dit as 'n onomstootlike waarheid sal aanneem. En hierdie einstige skrif wat ons vanmôre lees, is deel van dit wat hy nou die geheime openbaar. Niemand het ooit geweet hoe lyk dit op 'n son, wie bly daar nie, of op die aarde en waarom ensovoorts, wat ons nou in die afgelope lesings gedoen het nie. Maar hy sê ek bring dit nou, maar baie min gaan dit aanvaar. En so sien ons dit, dat dit is maar min getalle, as jy dit vergelyk met 8 miljard mense van die wêreld, wat hierdie goed aanvaar. Hulle wat egter so openbaring ontvang, sal waarneem en baie vreugde beleef, en die naam van die een loof en prys, wat so volkome, waaragtig
en oortuigend die dinge aan hulle geopenbaar het, waartoe anders geen menslike verstand ooit kan deurdring nie. Ja, eendag sal daar op hierdie aarde selfs nog mense wees, voor wie se oë die hele skepping soos 'n verborge geskrif van Elohim uitgerol sal wees. Maar niemand wat nie eers in my naam geglo het en daarin gedoop is, sal so 'n barmhartigheid ontvang nie. En vers 14 is absoluut dit wat ons nou lees. Ons ontvang nou voor ons oë hierdie verborge geskrifte, wat die hele skepping soos 'n boek voor ons uitrol. As jy al hierdie boeke lees, en hier is in die Johannes Evangelie 11 boeke, en Yeshua se jeug, en dan seker nog omtrent 15, 16 ander boeke, wat juist deel met die dinge in die heelal. Dit is vir ons gegee, dit is oopgerol voor ons. So alreeds 2000 jaar gelede, het Yeshua gesê, dat ek het 1800 jaar later, gaan ek hierdie goed openbaar vir die mense wat dan op aarde lewe. En as 'n ou dink met wat 'n wonderbaarlike draaie hierdie boeke by ons uitgekom het, dan kan ek net baie dankie sê, dat hy ons nie vergeet het nie. En kan julle almal dankie sê wat deel kan hê aan hierdie verborgenhede. Want dit kan ons baie sterk maak om die onkruid te weerstaan. Jy moet nie vergeet nie, die onkruid is eie liefde. En ek het dit gesien, mense wat hier weg is, het al hierdie woorde gekry, maar hulle het toegelaat dat onkruid in hulle harte inkom. Hulle het nie op die hoogte van hulle geestelike lewe gebly nie. En van hulle wat werklik hier by ons was, wat hier huise gebou het by ons, is terug by Ou Testamentiese offers. Hulle slag nou diere. En dit is die hartseer, dat die onkruid het die hele tempel oorgeneem. En ek weet nie hoe moeilik dit gaan wees vir so 'n persoon om weer terug te kom waar hy was nie, maar die woord sê dit gaan nie maklik wees nie. Baie dankie.